down, the walls are coming down. We're running after you. The walls are coming down, the walls are coming down, the walls are coming down. We're running after you. Rolling stone, I don't wanna wait, no turning back, no more yesterday. My heart is brave. No chains on me. Got your ready, I'm from the grave. Cross people, I'm on my way. My heart is free. No chains on me. Na 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 Dankie Here dat ek jou dank afgeval het, Here. Dankie dat U in die teenwoordigheid van hierdie plek is, Here, dat U hier is saam met ons vanaand, Here. So klein beetje anders te beginnen. En gaan beginnen met die woorden. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. The glory, God, is what our hearts long for. To be over
to be overcome by your presence, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come and flood this place. The glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, we love our hearts to be overcome, to be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Amen, we is leuk vanaand in die huis van die Here te wees. Dis altyd lekker in die huis van die Here. Jy kan die sitplekke neem, ek is so dankbaar en bly vanaand vir elkeen wat hier so tyd uitgekoop het. En weet wat sê dit vir my, daar sal honger onder die kinders van die Here. Oh, en dit maak my excited. Ek wil vanaand vir die musiekspan sê dankie. Ek gaan vir julle sê hoekom. Ek het al soveel keer gesê en soveel keer al gesien, hierdie ouens doen hulle utmost. En ek kan het vanaand sê met die grootste liefde, ons ek trots op julle, elkeen van julle, ek moet julle sê baie dankie. Het is lekker om so musiekspan te hê, wat committed is, wat sê ons is hier om die naam van die Here groot te maak, amen, dankie julle hoor. Halleluja, gou so vinnige recap doen van gisteraand. Ons het gisteraand gepraat oor die belofte, namelijk die Heilige Gees. Dit is gepraat in Handelinge 2 vers 38 en 39, die belofte is vir jou en jou kinders en hulle kinders en allemaal wat afvaar is. Dit is gou so 'n bietjie gepraat oor elke keer wanneer iemand gedoop was met die Heilige Gees, het hy in vreemde tale gespreek. Ek het vir elke skrif bewys, elkeen vir julle gewys hoe dit gebeur het, selfs 17 jaar daarna. Nou ons gaan vanaand so 'n bietjie praat oor die Heilige Gees. Het die spreek van tale tot einde gekom. Jy sien hierdie oom met die dik brille, met die sagte stoele. Hulle sê baie keer, ja, maar tale het al geëindig, so hulle verstaan nie waaroor dit gaan, en Niklas van goed nie. So, ek gaan vanaand vir julle wys, die Bybel sê, daar gaan 'n dag kom wat tale gaan eindig. Maar hy sê ook wanneer. So ek wil hê jy moet vanaand luister, en as jy pen en boek het, en jy wil notas maak, meer as welkom. Ek hou daarvan as mense notas maak. Goed, 1 Korintiërs 13, vers 8. En as jy in jou lewe nooit weet waar amen te sê nie, as ek hierdie skrif lees, asseblief sê amen. Want dis die skrif waar jy mag amen sê. Ok, hy sê die liefde vergaan nimmer meer. Yes. Hoekom? Want God kan nie vergaan nie. Hy sê, die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. So die Bybel sê, pertinent, hierdie goed sal op 'n stadium tot niet gaan. Maar wanneer? Jy sien, ek wil gou so 'n bietjie eers hier inkom, voor ons verder gaan, want hy sê hierso, hierdie goed sal tot niet gaan. Maar, kom ek gaan eers verder. Vers 10 sê, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. So hy sê vir ons hierdie
is net iets wat 'n deel is van, ten dele is tot niet gaan, want hy sê dit sal tot niet gaan. Nou, kom ons kyk gou 'n bietjie hierna. Hoekom moet ons vanaand in tale spreek? Hoekom is dit belangrik om gedoop te word met die Heilige Gees? Handelinge 1:8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde toe. So hy praat van julle sal krag ontvang. So dis vir my pertinent nommer 1, die belangrikste punt, julle sal krag ontvang. Wat is die tweede ding wat hy sê daarso? Wat vir my baie belangrik is as ons dan in tale spreek, nou kom ek probeer dit op 'n mensliker vlak verduidelik. Kom ons sê ek hardloop vanaand in die Withuis in. Kan ek een van die Colinda of Gerda of iemand vra, maar net my bril gou vir my so 'n bietjie tyd te sorg asseblief. Ek kan nie so lekker sien vanaand nie. Hy's so 'n bietjie vol stof. Ons het vandag so 'n bietjie stoor uitgepak. Goed. Hy sê daarso, nou kom ek probeer verduidelik, as ek vanaand by die Withuis instap en Donald Trump is daar. En ek gaan sit by hom en ek drink saam met hom koffie en hier kom een van die generaals in en hy sê, ons het 'n kode 8 in sektor 54, gaan ek weet wat dit is? Nee, ek kon geen clue hê wat hy sê nie. So een van twee goed gaan moet gebeur. Hy gaan of moet afkom na my vlak toe en my verduidelik wat aan die gang is, of hulle gaan my moet vat en my die kodes en goed leer, dat wanneer ek dit hoor, dat ek presies weet wat aangaan. Stem julle met my saam? Goed, dis presies dieselfde met wat hier aan die gang is. Daar is sekere goed wat God aan ons wil openbaar en vir ons wil wys, en sekere dinge wat verskans is, wat weggesteek is vir die normale ou, klink dit vir my. Nou, as ek hier nog gaan sit en kyk, dan wil ek vanaand vir jou sê, wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, begin ek in 'n vreemde taal te praat. Nou, dus daar is nie net een taal nie, daar's 4 verskillende tipes tale, en ek sal dit nou verduidelik, dankie Colinda, ek sal dit nou verduidelik, daar's so 4 tipes tale, waardeur ons vanaand gaan, so vinnig gaan werk. Maar ek wil net gou, voordat ek so toe gaan, wil ek gou vir jou sê, want die probleem is, die Bybel sê die goed gaan vergaan. Maar wanneer gaan dit vergaan? Want dis die vraag wat ek, jy weet, die ouens gryp een vers en hy bou 'n hele teologie om dit en sê, ja, Bybel sê tale gaan vergaan, sodat dit vergaan. Nee, wanneer gaan dit vergaan? Kom ons kyk gou 1 Korintiërs 13 vers 10 sê, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Nou, oké, as die volmaakte gekom het, nou wie is die volmaakte? Dis Jesus. Nou kan julle sê, maar Jesus was klaar op die aarde. Ja, hy was. Maar hierdie is geskryf nadat Jesus op die aarde was. So, hulle het 'n verwagting en daar is gesê, hy gaan weer op. Wanneer hierdie volmaakte gekom het. Nou, hoekom sê ons dit vanaand? Want weet jy wat? As ek vanaand met God praat en ek bid in my eie taal, dan weet die duiwel presies wat ek sê. Maar as ek vanaand in tale spreek, weet ek nie wat ek sê nie, maar God weet. En wanneer God weet, dan spreek hy weer verborgenhede met my. Ek sal dit nou probeer verduidelik, maar kom ons gaan net eers verder. 1 Korintiërs 13:12 sê hierdie woorde, want nou sien ons, ek gaan julle dit lees, ekskuus. Hy sê hierso, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Wanneer gaan tale verval? Kan ek vir jou sê, wanneer gaan dit verval? Wanneer ek voor hom staan en hom in sy gesig kyk en dan met hom op so 'n manier kommunikeer. Dis wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê nie. So as iemand sê tale het al verval, sê nee, jy ook. Die Bybel sê, wanneer ek hom gaan sien van aangesig tot aangesig. Kan ek maar vanaand vir jou sê, ek kan nie wag vir
te kyk en my hande op te steek en uit te roep, loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam nie. So, ek wil vanaand vir jou sê, taal het nog nie opgehou nie. Profesie, hulle het nog nie opgehou nie. Ek gaan nou so 'n bietjie daar indelf en vir julle so 'n bietjie meer wys. Hy sê daar taal het nie taal sal ophou, kennis, dit sal op tot niet gaan. Hy sê profesie, hulle sal tot niet gaan. Hy sê wat ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, ons ken deeltjies van. Ok, wat gebeur die dag as ek gevul word met die Heilige Gees? Dan moet toch iets gebeur wat amazing is. Nou, ek wil dit vanaand vir julle sê, want daar sekere goed wat jy kan doen, wat ander nie kan doen nie. Julle dit geweet. Die Bybel praat van die gawes van die Heilige Gees. Nou kom ek al net gou hier inkom. As ons, Gerda, kan ek vir my Galasiërs 5:22 op die bord asseblief. As ons die inwonende Heilige Gees het, wanneer die Heilige Gees kom en binne in ons kom woon, is die eerste ding wat by ons moet gebeur, ons moet die vrugte dra wat by bekering pas. Maar nou, hier so sê hy, maar die vrug van die Gees. So hy praat van een vrug wat verskillende smaak het. Klink het reg of nie? Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde. Ek het hierdie week iets gehoor, Saterdag in die opleiding met my gestop binne my skoene toe geskok het. Ek wil het gou vir julle sê, Renier het hier die woord gesê, sê hy, leef ons nog met doelgerigte liefde. Leef ons nog mense raak met liefde. Dit het my gepla. Want jy sien, hy het dit ook gesê, hy sê, dokter begrawe sy foute. Ons foute gaan hel toe. Sjoe. Dit was baie seer. Nou kom ons kyk hier. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, ek wil nie te veel om dit ingaan nie, maar ek wil gou vir jou iets vra. Wanneer laas was jy bly gewees? Vergewe my, gaan loop ek hier die mall en kyk bykie hoe lyk jy ou se gesigte wat van vooraf kom. Dit lyk of 'n trein jou hond dood getrap het, en dit lyk of ding is net verkeerd. En weet wat, ons tree nie meer op met liefde teenoor mekaar nie. Hier by die kerk, hulle my boetie, hoe gaan het? Dan spar jy op, dan probeer jy om my sien, jy. Nou oké, hy sê dat die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Is al vrede vanaand in jou hart? Of is jy vanaand in konflik met iemand? Is daar iets in jou binneste wat in konflik is met jou vanaand? Jy sien, hierdie is goeders wat ek moet hierdie goed al hê, al is ek net tot bekering gekom, dan moet hierdie goed in my lewe begin. Wees, lankmoedigheid, enige man wat getrouwd is, leer lankmoedigheid. As jy met die vrou sê, ons ry oor 5, as jy met die vrou sê, ons moet ry, dan sê sy, gee my 5 minute liefie. Gaan sit, maak vir lekker koffie. Sit direct nie aan, enjoy. Want haar 5 minute is so lang soos jou 5 minute as jy sê, ek gaan nou ry met die workshop, ek het net gauw iets sê wat ek moet doen. Selfe tyd. Kijk, goed, vriendelikheid. Kom, ek gaan vir jou sê, weet jy wat is die slegste van ons? Ons het ons vriendelikheid teenoor mekaar verloor. As jy 'n getroude lewe is, verloor jy jou vriendelikheid teenoor die mense vir wie jy die liefste is. Hoe was jou dag? Ag, sleg. Los my net so 'n bietjie. Is dit nie die waarheid hoe ons partykeer optree nie? Kom ons gaan verder. Goedheid. Bybel sê nie op om goed te doen nie. Getrouheid, een van die goed wat vir my die bangste maak, is baie mense se getrouheid loop van
Maandag tot Vrydag en dan is hulle nie getrou nie. Getrouheid beteken om getrou te wees aan God en sy woord. Dan sê hy hier so sagmoedigheid, glo nie iemand sal dit nie verstaan, en selfbeheersing, ouens, daar is die moeilikste een. Ek het op 'n stadium gesukkel met selfbeheersing. Man, dan klim ek in die kar, dan ry 'n taxi voor my en dan vertel ek hom. En toe bid ek eendag vir die Here, ek sê, Here, gee my selfbeheersing, ek wil myself probeer dat ek nie kwaad word nie. Weet wat gebeur? Hy oggend toe by my hek uit reverse, dus staan die taxi reg voor my hek geparkeer. Ek sê vir die Here, but why? ek verstaan nie. En die Here sê, hoe gaan jy weet, jy het selfbeheersing, as ek jou nie toets nie? Nou maak ek so, as hy voor my indruk, dan steek ek my hand ook in die venster uit, ek gee nie van my 5 vinger taal nie, ek bid, sê ek, Here, daai ou gaan iemand dood vir ongeluk, asseblief, spaar hulle siele. Ek weet nie of die syne gaan spaar, maar spaar hulle siele, asseblief. Ja, dan nou ons het saam met my. Ok, so hier is een van die goed, wat wanneer ons die inwonende Heilige Gees het, moet ons die vrug van die Gees begin dra. Jy gaan toets jou hier aan. Gaan kyk 'n bietjie na Galasiërs 5 vers 19, ek gaan hom nie nou kwoteer nie, praat hy van die werke van die vlees. Dis die goed wat jou in die hemel uit gaan hou. Ek gaan nie nou oor dit praat nie, want dis die negatieve kant. Maar ok, wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, is daar sekere gawes wat vir ons gegee word. Ons kry dit in 1 Korintiërs 12. Nou kom ons kyk gou, wat sê 1 Korintiërs 12 vanaf vers 7 is. Hy sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat opnuttig is. So, elkeen wat gedoop word met die Heilige Gees, kry die openbaring van Gees met die oog wat opnuttig is. Wat beteken dit? Kom ek gaan vir jou sê, ek het al baie keer by kerke ingestap en ek besoek redelik, nie op Sondag nie, maar ek besoek baie seminare en goed. Ek het al baie keer by kerke ingestap en die oomblik is hulle begin, dan voel ek hoor nie. I better get out. Ek weet nie of jy al so gevoel by kerk nie. Dit is verskriklik om so te voel. En dan stap ek weer in die volgende kerk en dan voel ek, wow, ek is by die huis, man. Hierdie ouens aan bid soos ek kan bid. Hierdie ouens ken die Here soos wat ek hom ken. Dis lekker. Nou, daai is die openbaring van die Gees. Met dit wat opnuttig is. Ek weet wanneer iets vir my goed is en wanneer nie iets vir my goed is nie. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, jy weet wanneer jy goed doen wat jou gaan skade aan doen. Jy weet 95% van al die sondes wat ons doen, besluit ons vooraf of ons het gaan doen of nie. Dis scary. Ok, ek wil nie te veel daarop ingaan nie, want dis die vrees van God. Goed, hy sê, want aan die een word die Gees, word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. Ouens, kom ek wil gou vir julle iets sê. Iemand het my gevra, pastoor, kan jy al die gawes kry? Ek het al in al die gawes geopereer. Daar's nie een wat nog nie in my geopereer het nie. Maar daar is ook mense wat net een kry. Maar hy sê hier, die gawe van wysheid. Ek is glad nie lief vir berading nie. Vir my is berading bietjie tydmors. Persoonlik, ek kan nie sit en luister na die ou se probleme en dan vir hom sê, okay, doen dit en dan oor 2 weke kom hy weer. As ek wat voor jou sê, die selfe probleem, sê nee, jy mors tyd, want ek het vir jou 5 goed gegee om aan te werk. As jy nie aan werk nie, gaan jy niks verander nie. Kan ek het vir jou sê, jy kry ouens wat verslaaf raak aan berading. Kan ek wil jy met mooi hoor, ek gaan nie vloek nie. Ek gebruik 'n Engelse woord, wat ons noem ask, vra, ask, hold. Party ons wat kom vir berading is 'n ask hold. Met wat bedoel ek dit vanaand? Julle moet mooi hoor, ek vloek nie hoor. Want hierdie ou kom, dan gee hom die beste advies wat ek het. Dan gooi hy dit in die gat en dan gaan hy uit. En dan oor 2 weke kom hy terug met dieselfde probleem en sê ek, wat het jy gedoen aan dit? En sê nee, jy mors tyd. Ok. Ek het al baie keer gesit
dan sit mense voor my, dan begin die ou of die vrou, dan begin hulle met my te praat, dan dink ek, wow, jy het rarig 'n probleem. En ek het nie vir jou 'n antwoord nie. Dis die scarieste van ons. Ek sit en luister vir jou, en ek jou net laat beter voel miskien. En dan ewe skielik, as hierdie ou op en praat, dan sê ek, maar, en dan laat vaai ek, en as ek het, dan loop het soos water uit my uit. En as ek klaar is, dan dink ek, flip, ek moet hierdie goed neerskryf, ek kan 'n boek gaan skryf om hierdie goed. Hierdie goed is amazing. En dis het woord van wysheid. Dis wanneer God jou wysheid gee, om iemand te antwoord, of wysheid gee, binne in 'n situasie. Baie keer kom ons in 'n situasie, dan weet ons nie, wat om te doen, wanneer ons daar's nie. En ewe skielik, dan val het soos 'n boek op, dan sê, oké, dis maklik, kom ons doen dit. Kan ek het vanaand vir jou sê, pastore werk op baie van daai. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Trust my. Maar ons maak staat op die woord van wysheid. Die tweede een wat hy sê is, hy sê, en aan die ander 'n woord van kennis. Nou, hierin pla my nog meer. Want die Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat is kennis, mense? Kennis is iets wat ek leer, of moet opdoen, of moet nalees, dis kennis. En weet wat is die ergste van alles? Nou baie mense het al by my gekom, dan sê hulle vir my, pastoor, ons verstaan nie lekker wat om te doen nie. Dan sê ek, maar die Bybel sê, doen dit en dit. Oké. Kom ek wil gou probeer verduidelik. Kom ons sê, daar is aanslag teen jou en jou gesin. Wat is skrif gaan jy quoteer? Jakobus 4:7 sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy moet van jou wegvlug. Nou, dis kennis. Ek weet ek staan in die Bybel geskryf, en ek weet wat het geskryf staan, want ek gebruik dit baie. Dis kennis. En weet wat is die ergste van alles? Ons het nie, want ons doen nie moeite om kennis op te doen nie. Maak het sin. Oké, kom ons gaan verder. Maar baie keer gebeur dit ook, dan sit ek voor iemand en ek challenge gewoonlik die ouens by my disipelskap. Dan sê ek vir hulle, jy kan my enige vraag vra, dan gaan jy probeer in die Bybel uit antwoord. Julle kan die ouens vra wat hulle vraag gevra het. Ek sal altyd vir hulle sê, dit wat daar staan, kan ek gou vir die skrif kyk waar dit staan. Hoekom? Ek het die Bybel nou al 12 keer neergelees, ek is nou besig met die 13de keer, maar in Engels, hy is 'n bietjie meer geniepsig op die brein. Maar weet wat het ek agtergekom? Omdat ek weet wat in die handleiding staan, weet ek presies wat om te doen. Oké, kom ons gaan verder. Dan sê hy daar so, en weer aan die ander geloof deur dieselfde Gees. Ouens, daar's mense wat geloof het, wat fenomenaal is. Ek het al baie keer op plekke gekom, dan sê iemand vir my, ons glo, God gaan dit doen, en sê ek, ja, ek glo saam met jou. maar jou geloof is definitief groter as myne, want ek's 'n realist, ek kan ook sien wat besig is om te gebeur. En weet wat is die ergste van ons, dan gebeur die goed, soos wat hierdie ou glo, dan dink ek, Here, gee my meer geloof. Het julle geweet, dat hulle kom, die disipels staan by Jesus, en Jesus sê Petrus sê vir hom, Here, hoeveel maal moet ek my broer vergewe? Tot 7 maal? Jesus sê, nee, tot 70 maal 7. En weet wat is sy antwoord? Here, gee ons meer geloof. Wow. Oké, kom ons gaan verder. Dan sê hy hier so, en aan die ander die genadegawe van gesondmaking deur dieselfde Gees. Ouens, ek wil gou hierby inkom. Ek het al baie keer vir mense dan, hy is gedoop in die Heilige Gees en goed, en sê ek van, watter gawe soek jy in jou lewe? Wat is vir jou 'n belangrike gawe?
Wat sal jy like om te doen vir die Here? Sê nee, ek sal like om vir die siekes te bid en hulle moet gesond word. Dan sê ek, okay, hoe lang bid jy al dat God vir jou daai gawe moet gee? Dan sê nee, sê ek al so 3-4 jaar. Dan sê ek, okay, vir hoeveel siekes het jy al gaan bid? Hoe bedoel pastoor nou? Dan sê ek, jy bid vir die gawe van gesondmaking, maar vir hoeveel siekes het jy al gaan bid? Nee, pastoor, maar, nee. Ja, maar ons het nou nog iemand gehad wat siek was in ons familie nie. Hier lê 'n hospitaal vol mense wat gebed nodig het. Jy kan instap of hier nog iemand gaan bid. Met werk hoor. Kijk, nou, ek glo ook dat die gawe van gesondmaking is 'n gawe met iets aan. Waarvan praat ek? Ek het al baie keer mense gaan bel my en sê, pastoor, sal jy kom bid vir my tannie se, oom se, seun se, vriend se, something. Dan sê ek, ja, ek sal. Ek is lief voor om vir mense te gaan bid. Dis vir my lekker. Dan ry ek gou af hospitaal toe, maar as ek in die kar klim, dan begin ek al te bid, Here, wat moet ek bid? Want jy sien, jy kry hierdie ouens, hulle is evangelistic, jy weet hulle rek om so bietjie. Dan kom hulle daar, dan lê sy aan op die ouens, die ou tot die dood te siek, en dan bid hulle, sê, Here, wek hier die man op in die naam van Jesus, en dankie dat ons weet, jy gaan dit doen. Dan stap hy en sê vir die mense, nou moet julle net glo. As julle glo, sal God die werk doen. Dan stap hy daarvan op weg, en 3-4 ure daarna is daai ou dood. Vir wie is die mense kwaad? Vir die ou wat kom bid het of vir God? Vir God. Nou is my vraag, het hierdie ou die regte gebed gedoen? Jy sien, want die Bybel sê daar is 'n siekte tot die dood toe. Ek weet nie, weet julle dit nie. Ek het 'n doktersvriend in Kreersdorp gehad, en ek het eendag gestaan, ek en hy soms so 'n bietjie gesels oor 'n beker koffie, en ek sê vir hom, Jaco, sê gou vir my, hoekom is daar so baie kanker op die oomblik aan die gang? Want as jy hoor dat iemand kanker, dis verskriklik. En hy vra my die vraag, hy sê, wanneer laas jy hoor iemand is dood aan 'n appendicitis, jy weet, appendix wat gebars het, of gehoor iemand is dood aan longontsteking. Ek weet toe ek 'n kind was, as jy longontsteking kry, dan sê hulle 10 dae enige kant toe, jy kan of die kant of daai kant toe gaan. Vandag, kry jy longontsteking, of jy nie op hulle sê, dan gaan werk, man. Dis het nie so nie, dis rarig hoe dit gaan. Nou wanneer ek daar kom, dan vra ek gewoonlik vir die Here, wat bid ek? As die Here my wys in my gees, dat hierdie ou regop sit op die bed, dan lê ek my hand op hom en sê, Here, baie dankie dat ek weet, jy gaan hom gesond maak. Want God se waarmaker van sy woord, hy sê deur sy wonder daar vir ons genesing gekom. Maar as ek sien, hulle trek so wit lappie oor die ou, die binne in my gees, dan bid ek nie, Here, wek hom op en rig hom op nie. Dan bid ek, Here, as daar enigiets is wat tussen hom en U staan, vat dit weg, asseblief, Here. Maak hom skoon, maak hom gereed om met God te ontmoet. Wie het nou die regte ding gedoen? Die ou wat gehoorsaam is aan God. Maak het sin? Ek wil julle moet dit verstaan, want saam met elke gawe is daar verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Dan sê die volgende skrif, hy sê, en die ander die werking van kragte. Nou die werking van kragte is vir my baie belangrik, want dis wonders en tekens, dis dinge wat kan gebeur. Wanneer of iemand bid en sy been groei aan, of sy been groei, weet jy wat, ek glo in dit, ek glo in die goddelike genesing wat God kan bring, ek is daardeur. Julle weet dit nie eers nie, julle kan my ma gaan vra na die tyd, my regterbeen is supposed to be om 2 centimeter korter te wees as my linkerbeen. Vir watter rede? Is 'n ongeluk wat my ma gehad het. En toe my been gebreek, en my been het nie reg aangegroei nie, en hy's 2 centimeter korter as die ander. En een aand, as 'n student, toe gaan ek na 'n revival conference toe, en terwyl ek daar is, toe sê die ou, hier is iemand wat sit met geweldige rugpyn. Dat was nie. En toe ek uitgaan, toe vat hy my bene, hy sê, jou een been is korter as die ander, en ek sê, ek weet. Hy sê, kom ons bid daarvoor. En fisies het my been gegroei.
laat daar so warm gevoel deur my lyf gekom het, en ek het geweet, van daardie dag af, die dokters, julle kan my nog vra, die dokters het vir hulle gesê, ek sal vir die res van my lewe rugprobleme hê. Ek het nie rugprobleme nie. En op daai ouderdom, so 19, 20, net voor ek, of 8, 17, net voor ek weermag toe is, toe sê die dokter vir my, as jy 50 kilos bo jou kop uittel, is jy verlam, ek waarborg dit. Ek speel in die gym. Ons stel zwaar God op. Hoekom? Want God het my aangeraak, God het my genees. So ek glo in die werking van kragte. En dan sê, en dan die ander profesie. Nou ons, ek glo in profetiese woord, ek glo in profesie, ek glo nie in profete meer nie. Nou kan jy vir my sê, pastoor, ek nie so sê, baie makkelijk, kom ek gaan dit probeer verduidelik. 'n profesie sê die woord van die Here moet tot stigting van die gemeente wees. Ok, so as iemand 'n profetiese woord het en dis tot stigting van die gemeente, dan vat ek dit. Maar as iemand 'n profetiese woord het en hy sê vir my, jy gaan nog, jou vrou gaan nog 2 kinders hê of wat ook al, dan bestraf ek ook met jou weg. Of jy gaan 'n nuwe kar kry. Ons lyk om baie te doen. So ek wyk Satan, jy moet my meer skuld indruk. Kom ek gaan probeer verduidelik. Kan jy onthou toe Jesus op die berg van verheerliking was? Die berg van verheerliking is waar Elia en Moses aan hom verskyn het. En die Bybel sê, hy het van gedaante verander voor hulle. Ken julle daai gedeelte? Toe kom Petrus, want dit was net Petrus en Johannes en Jakobus, hulle 3 was meeste van die tyd saam met Jesus, en toe kom hulle, toe sê die Here, sal ons 3 hutte bou, 1 vir u, 1 vir Moses en 1 vir Elia, dan bly ons nie. En ewe skielik, toe kom daar 'n stem uit die hemel uit, wat sê, luister net na my seun. En weg is die profeet, en weg is Moses. Nou kan julle vir my vra, wat beteken dit? Dit maak nie sin nie, dit maak baie sin. As ek dink aan Moses, dan dink ek aan die wet, die 10 gebooie. Hy het hulle gekry. Nou weet jy wat, ek en jy is vanaand nie meer onder die wet nie, maar onder die genade van God. So die wet het weggeval. Stem julle met my saam. Paulus skryf, ek is dankbaar vir die wet, anders sou ek nooit geweet het wat die verskil tussen reg en verkeerd is nie. Maar ek staan nie onder hom, ek gaan nie onder hom geoordeel word nie, ek sal ander aan daaroor praat. Maar kom ons kyk gou, en weg is die profeet. Hoekom? Want onthou julle Jesus het net voor hy gekruisig is, toe sê hy die woorde, toe sê hy, hierdie tempel sal afgebreek word en in 3 dae herbou word. Kan julle dit onthou? Was die kerk afgebreek altyd? Nee. Wat was afgebreek? Sy liggaam. Stem julle met my saam? Het julle geweet, die hele Ou Testament vertel ons, God leef onder sy volk. Hy leef tussen sy volk. Hy gaan voor hulle uit, hy gaan agter hulle aan, hy leef in die ark. Die covenant, Ark of Covenant. Maar toe na die opstanding, toe sê hulle, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en behoort nie aan jou nie. So wat het God gedoen? Hy het die tempel afgebreek en hom herbou en plek gemaak dat die Heilige Gees binne in jou kan woon. Dis ook ons praat van die inwonende Heilige Gees. Nou oké, ek het seker al ver afgedwaal, maar kom ons gaan verder. Oké, ek is nog redelijk, ek is op koers, man, skus. Profesie. Dan sê, en in die ander, die onderscheiding van geeste. Weet julle, as ons, baie keer as ek bevryding doen, wanneer ons duivels uitdryf of iets, dan vraag die demoon wie sy, want ek moet hom vra, anders gaan hy nie reageer nie. Ek moet hom op sy naam aanspreek, dan sê ek van wie is jy? Baie keer sê hy my, ander keer sê hy my nie. So wat doen ek? Dan loop ek so eentjie weg, en ek begin my taal te bid,
en ek vra, Here, maak vir my bekend, en dan wys die Here my iets wat in hierdie ou se lewe gebeur, dan stap ek so toe, dan sê ek gees van molestering, of gees van dit, of gees van dat, en die oomblik wat ek het sê, dan gaan hy dit weer te manifesteer, dan kom hy uit. Nou dit gebeur, omdat ons die gees kan onderskei, wat binne in die persoon is. En dan sê hy, en aan ander, allerhande tale. Ok, hier is nie 'n goddelike taal nie, maar dis allerhande tale. Het jy nou, ek weet nie eens hoeveel tale daar reg oor die wêreld is nie. Ek het eendag gekyk, maar dit was hier nie duisende gewees. Maar in elk geval, dis die tale wat hulle ontvang het, toe hulle uit die boomvertrekking kom, want die ene ou het geloop, en hy het na Griek toe geloop, en hy het in sy taal begin bid, en hierdie ou het presies gehoor wat hy sê. Ander het na Jood geloop, en hy het in Hebreeus gepraat, ander het na die Egyptenaar te gepraat, en hy het in sy taal gepraat, en hy het het gehoor, en hy het presies geweet wat het sê. So hy praat van allerhande tale. Nou ek was een keer in 'n diens gewees, waar so iets gebeur het, en dit was freaking amazing. Daar kom 'n ou in met 'n lap om die kop, julle weet wat is dit, Arabier. Hulle mos 'n lapkoppe, camel jockeys, daai oukies. En langs hom sit 'n ou, maar hier is die ou mooi soet aan. En wat gebeur het, ons doen die musiek, voorsang, al die klas van goed, en toe ons klaar is, toe staan hier 'n vrou op, en sy begin in 'n taal te bid. En nou staan ons maar in wag, want die pastoor het klaar gepreek, ons het nou klaar gesing, nou is die taal, nou wag ons, daar is nie uitleg, die pastoor sê, kom ons sluit af, en hierdie ou met die lapkop spring op, en hy stap reguit na die vrou toe, en hy begin met haar te praat in Hebreeus. En die ou met die soet stap saam, en hy sê vir haar, mevrou, hy vra, waar het jy geleer om in Hebreeus te praat? Sy sê, meneer, ek kan nie eens Engels praat nie, wat praat jy in Hebreeus? Hy sê, wel, jy het die hele preek wat die pastoor gepreek het, en die skrif gekwoteer, en vir hom gesê wat daar staan, en 'n opsomming van die preek gegee, van alles wat vanmôre gesê is. Hy sê, ek wil gou vir jou verduidelik wie ek is en wie hy is. Hy is 'n sheik van Dubai af, wat gekom het om 'n deal te beklink van olie in Suid-Afrika. Hy sê, en ek is al 'n tolk vir hom van 8 jaar. En toe hy my vra, wat wil ek doen as ek in Suid-Afrika kom? Toe sê ek, jong, as ek net een keer na my kerk toe kan gaan. En hy sê, nee, dis reg. En toe ons vanmôre opstaan, toe begin ek aan te trek, toe trek hy ook aan, toe sê ek, meneer, ek gaan nie vir jou sit en tolk, terwyl ons besig is nie, toe sê, dis nie nodig nie, ek wil net gaan kyk wat julle doen. En hy sê, mevrou, hy sê, maar, jy het vanmôre woorde gebruik wat ek nie eers ken nie. En hy sê, dis die oudtydse dialek wat sy paal gepraat het, wat jy vanmôre vir hom gesê het. Hy ken die woorde, ek ken dit nie. Hy sê, hy wil weet wat jy geleer om dit te doen. So sê, meneer, ek sukkel om Engels te praat. Waarvan praat jy? Nou, ek sal nou gou so 'n bietjie op dit ingaan, maar ek het nie vreeslik baie tyd nie. Hy sê en dan die ander, die uitleg van tale. So, daar kan partykeer gebeur dat ons in die kerk is, en dan spreek iemand in 'n taal, dan is daar iemand anders wat dit uitlê. Ek is pro dit, ek is heeltemal vir dit, ek het geen probleem met dit nie, maar jy sien, wanneer daardie taal en daardie uitleg kom, dan gaan dit wees tot stigting van die gemeente of tot vermaning. Enigiets anders gaan ek jou dalk stil maak, want weet wat, ek is afhanklik van die Heilige Gees. Het een van julle al ooit gesien dat ek met nota spreek op 'n Sondag? Ek het nie 'n nota nie. Ek is 100% afhanklik van die Heilige Gees. Ek weet partykeer self nie wat ek gaan preek nie. Partykeer dan gaan luister na my preek en denk ek, hier is 'n paar goeie goed gesê, ek moet 'n paar goed neerskryf, ek kan iets doen met die goed, jy weet, dis so sit. Ok, kom ons kyk gou vinnig, want daar's 4 tipes tale. Ek gaan net so bietjie aan dit raak vanaand, dat julle verstaan, hierdie is nie in
volgorde soos wat jy dit wil hê nie. Ek gaan so 'n bietjie spring, okay, want dis net vir my makliker om te onthou. Daar's 2 tipes tale vir public speaking, vir wanneer ek in die publiek is. Kom ons kyk gou wat sê 1 Korintiërs 14:22 sê, die tale is dus 'n teken, nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Okay? Wat beteken dit? Kom ons stop hier. Daai lapkop het geglo, iets het gebeur, want hy is in sy taal bedien. Het hy in God geglo? Nee. Het hy daarvan van God geglo? Ek glo so. Hoekom? Dis 'n teken vir die ongelowiges. So wanneer so iets gebeur, ek het 'n tannetjie in Potchefstroom gehad, en baie keer as sy in tale begin bid, Jesus, ek kom my verluister daarna. En ek kan jou sê hoekom, sy het een van hierdie, kan ek dit maar sê, 'n boesman taal gehad, met die daai klapgeluidjies, dit was amazing. En ek het nooit geweet hoekom nie, en toe ek eendag, toe praat ek met haar, toe sê ek van, Tannie, jou taal, waar, hoe, toe sê sy, ek weet nie, sy sê, ek weet net, ek was 1 keer boer gewees in Namibia. Sy sê, en daar het ek begin bid en in 'n taal begin praat, en iemand het my teruggepraat. Ek sê, wat het ek sê? Sy sê, ek het nie klou nie. Ek sê, nee, okay, dat is terug, my Tannie. Goed, so dis 'n ander dialek. Die tweede taal wat daar is die taal vir die uitleg van tale, dis ook in die publiek. Nou kom ons kyk gou hoe dit werk, want baie mense sê vir my pastoor, maar as ons mos die inwonende Heilige Gees, dan praat die Heilige Gees met ons, hoekom moet daar tale en uitleg in die kerk wees? Baie maklik, want nie almal wat in die kerk sit is Christene nie. Ek weet nie, weet jy dit nie. Ek het gisterand gesukkel, want hier was iemand gewees wat demonies geïnfiltreerd was. Ek het heavy oor my woorde gestruikel gestaan. Kon nie my kop hou nie. Maar ek het dit gebind voor ek ingekom het vanaand, en daai persoon ook nie hier nie. So dis okay, want ek weet wie dit was, maar maak nie saak nie. Nou okay, nou sê hy, so die taal is, dis nie 'n teken vir die gelowige nie, maar vir die ongelowige. Nou taal en uitleg, 1 Korintiërs 14 vers 5 sê, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle sal profeteer, want hy wat profeteer is groter as die wat in tale spreek, of hy wat moet uitlei, sodat die gemeente stigting kan ontvang. So hierdie is 'n hemelse taal, wanneer ek bid, praat ek direk met God, en hy met my. Dit is 'n hemelse taal. En wanneer daar 'n uitleg is dit omdat iemand in die gemeente dalk nie die Heilige Gees het nie, dan praat God met daai persoon deur iemand anders. Maak dit sin? Okay, kom ons gaan na die derde een toe. Die derde taal wat daar is, en hierdie is nou vir jou persoonlik, vir jou binnekamer gedeelte, 'n taal vir intersessie. Romeine 8 vers 26 en 27 sê, en net so kom die Gees ons swakhede te help, wanneer ons nie weet regtig wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou okay, stop gou hier. Harry kan my nou vanaand uitdra. Hulle het so, net toe hulle begin het met disipelskap en goed, toe het hy 'n CD-versameling gehad van AC/DC, en ek weet nie wie allemaal nie, baie trots, amper R50.000 se CD's. En die aand, so 1:50, toe maak die Here my wakker, en hy sê my gaan bid vir Harry. Ek staan op, ek glo dat ek vir Harry moet bid nie, maar ek gaan toe, ek het in die sitkamer gaan bid, en ek loop op en af en bid. Nou weet ek nie wat om te bid nie, nou begin ek maar my taal te bid, ek meen, dis die maklikste. Nou begin ek in my taal te bid, en so 2:30 in die oggend, toe ek 'n release in my gees, dat ek so, en ek, toe gemaklik daarmee, ek sluit af, klim in my bed, ek slaap lekker verder. Die volgende oggend 6 uur bel hy my. Hy sê, ek moet met jou praat. Ek sê, yes.
Hy sê, ben ek gisteraand, ek sê so 2 uur se kant. Hy sê, hoe weet jy? Ek sê, die Here het my wakker gemaak om vir jou te bid, wat's fout? Hy sê, ek was in my gang gewees, toe kom daar 'n swart figuur op my af. Hy sê, die oomblik toe ek het bestraf, toe begin die ding teruggaan. Hy sê, ek het my vrou en kinders in 'n kamer gesit, afgesalf, maar hele huis skoongemaak, hy sê, dit ek om my series uitgegooi en verbrand. Ek sê, great. So bly die Here praat meer oor, ek hoef nie. En wie wat sê, my singste van alles, hy sê vir hom, ek sê, so 2:30 toe was jy klaar. Hy sê, hoe weet jy? Ek sê, want toe ek kan slaap, toe was het vir my rustig. Nou, daar was 'n man gewees, ek dink sy naam is Kazam, as ek reg kan onthou, wat, hy is 'n mediese dokter, wat oorgaan na die Amazone toe, na hierdie tribes en goed toe. En wat gebeur het, is hy toe by 'n kerk kom preek eendag, en hy vertel hulle wat hulle doen, en so aan, en nou samel hy maar geld, en dan koop hy medisyne en goed, en dan gaan hy oor, dan gaan behandel hy daai ouetjies daai kant, en wat gebeur het is, terwyl hy by die gemeente is die aand, toe vlieg hy weer die Dinsdag terug Amerika toe, maar dit vat hom 4 dae plus minus om terug te kom by die tribe waarby hy is. Want dit vat hom 16 uur met die vliegtuig, en dan moet hulle met die kar ry vir 'n dag. Hy sê, dan is dit 'n dag of 2 se stap tot by die tribe toe, want jy kom nie daar uit met kar en goed nie. Nou die amazingste van alles is, die Saterdagoggend, toe bel een van die ouens in die gemeente, die pastoor, hy sê, pastoor, hy sê, ek het 'n verskriklike behoefte, dat ons nou vir Kazam sal intree. Die pastoor sê, alright, sal dit op die gebedsgroep, maar kry ek julle by die kerk. Toe hulle by die kerk kom, 17 ouens kom by mekaar, hulle bid saam vir Kazam, en hulle weet nie wat om te bid, maar nou bid hulle maar van hulle tale, en hulle bid so 'n bietjie lekker, en toe hulle klaar is, toe klim hulle in die kar en hulle ry. En seker 2 jaar daarna, toe kom Kazam weer met geld en saam en goed, toe sê hy, ek moet julle iets vertel wat met my gebeur het. Hy sê, ek loop deur die Amazone, daai stuk wat hy moet loop, hy sê, hier kom 4 rebelle, met gewere en goed, en hulle wil my doodmaak, en al die medikasie en goed afvat by my. Hy sê, en iets amazing gebeur, hierdie ouens spring op en hardloop weg. Hy sê, so 3-4 dae daarna, toe bring hulle een van die rebelle, toes hy raak geskiet, toe sê hulle vir hom, fix hom. Nou moet hy, die ouens staan om toewerk, en alles, maar die ouens lekker by, hy sê vir my, maar jy is mos een van die ouens, wat my probeer doodmaak, het en aanval het om die medikasie en goed te vat, hoekom jy dan weghardloop? Hy sê, meneer, hy sê, toe ons opkyk, toe staan daar 17 mans, rondom jou, wat plus minus 3 verdiepings hoog is, en ons weet, hulle gaan ons doodmaak. Hulle het gehardloop, gewere weggegooi, elke ding. En die pastoor stop op, hy sê, wow, hy sê, hoeveel ouens was die oggend hier, toe ons saam gebid het, sê hy gaan opstaan, 17 ouens staan gelijk op, wat ingedree het vir hom, op die Saterdag. Ek dink is amazing. Ok, so dis die derde ene, 'n taal vir intersessie, wanneer ek bid, maar nie werklik weet wat om te bid nie. Die taal van verborgenheid, 1 Korintiërs 14 vers 2 sê hierdie woorde, hy sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mens nie, maar tot God. 1 Korintiërs 14 vers 2, hy sê, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Hier kan ek lekker gesels. Ons het nie tyd nie, maar gaan gou so 'n bietjie ingooi. Nou wil ek julle vertel hoe berei ek voor om te kom preek. Op 'n Vrydag aand so, op 'n Saterdag aand so 6 uur se kant, as mense nou opnooi vir 'n Saterdag aand ergens hier, dan sê ek, jong, jammer, ek gaan dit nie maak nie, ek kan nie. Want ek hou daarvan om op Saterdag voor te berei, en die rede hoekom is, ek glo brood moet vars wees. Ek gaan nie laasweek se brood vir jou doen nie, hy moet vars in die oondtyd kom. Dan, so by 6 uur se kant raak ek rustig, sit ek die TV's af, ek sit alles af, sit my lekker worship musiek aan, en dan begin ek op en af te loop, en dan begin ek net te bid, en dan bid ek in my taal. En dan baie keer, so, as ek in die week lekker
gebedstyd gehad het, van het so 10, 15 minute, dan gee die Here my 'n woord, een woord. Nou, as ek nie lekker in die week gebid het nie, of vat het so 1 uur, 2 ure, wat ek loop en net in my taal bid, en ek loop ek net in bid, en dan gee die Here my een woord, soos bijvoorbeeld, 2-snydende swaard. Ek het sondagoggend gepreek oor 'n 2-snydende swaard. As jy jou boodskap gedoen het nie, gaan luister hom. Hy gaan jou stig, ek beloof jou, 'n 2-snydende swaard. Nou kom ek vertel julle, dan soek ek die skrif wat ek weet daarby gaan pas, en dan gaan klim ek in die bene slaap ek. En dan môreoggend so by 4 uur se kant, dan maak die Here my wakker. Staan ek op, dan lees ek die skrifte deur wat ek aan dink, en dan loop ek net in my taal en bid, dan kom ek kerk toe, so by 6 uur, half 7 se kant, en dan gaan ek aan my kantoor, en dan sit ek daar en bid, en weet wat die amazingste van alles, as ek op die kansel klim, dan weet ek nie regtig waartoe ek gaan nie, maar ek weet waaroor ek preek. Dis nog nice. Maar dit gebeur ook baie keer, ek kry die ouens daar agter baie keer jammer, want dan kom ek in, dan het ek 'n woord, dan denk ek, yes, die woord is lekker woord, en dan begin ek te bid, dan begin die musiek te speel, en as jy musiek speel, dan sê die Here vir my, dis nie die woord vir vanoggend nie, die woord is vir jou. Dan voel ek jou moedsak skoene toe. Dan sê ek, wel Here, dan moet jy sê, waaroor ek preek. Dan loop ek en dan begin ek in my taal te bid, dan kry ek 'n woord. Dan vat ek die woord, dan kyk ek gou vir my vir 'n skrif, gaan ek agterna hulle toe, dan gee ek vir hulle die skrif, dan sê ek, die skrif het verander, dis waar, dis die skrif vir vanoggend. So, hulle moet my eers voor die tyd vra vir 'n tema nie, want ek weet nie. I don't know. En wanneer ek op die kansel klim, nou, voordat ek begin bid, dan haal ek 'n skrif aan, Jeremia 33 vers 3, wat sê, ek sal aan jou groot en ondeurgrondelike dinge bekend maak, dinge wat jy nie weet nie. Sê nie daar, hy gaan, deur sy gees spreek hy verborgenhede met my nie. Kom ons vra 'n vraag. Hoeveel van julle het al in die kerk ingekom, dan lees ek 'n skrif en dink jy, ek het al hierdie preek gehoor, of ek het ook al hierdie skrif raak gelees, en dan begin ek te preek, dan preek ek iets wat jy nog nooit aan gedink het nie. Het dit al met jou gebeur? Ok, dis wanneer God verborgenhede aan my deel, wat ek met jou kan deel. Hoekom? Want dit moet vars wees, dit moet uniek wees, dit moet reg wees, en dit moet wees wat God wil hê ons moet doen. So ok, dis die redes hoekom ons, of die 4 verskillende tipe stade wat daar is. Nou kom ons kyk gou so vinnig, hoekom? Hoekom beweeg die gees van God nie meer in kerke nie? Dis 'n vraag wat my baie bekommer. Want wie wat hulle praat nie oor hom nie. As jy Job gaan lees vir Job. Job was amazing, hy het alles verloor. Sy kinders, sy grond, sy diere, alles behalwe sy vrou. Ek het nogal gewonder oor daai een. Ek dink, hulle het gekom, ek sê, jy het sy vrou gemis, toe sê, nee, daai is reg, sy is in ons kant, doen waar ek nie. Sy is wel roer. Hy het alles verloor behalwe sy vrou. En, toe kom sy vriende en hulle praat teen God. Ek weet nie of julle het gelees al nie. Sy vriende praat teen God. En God daag nie op nie. Hy land op 'n ashoop waar die honde sy swere in gedreg, maar sy beste vriend kom by hom met die naam van Elihu. En Elihu begin teen sy vriende te preek en hy begin om te sê, hierdie is 'n godsvreesende man, en hierdie man is uitgesoek deur God. Kan ek net maar vanaand vir jou sê wat gebeur? Die Heilige Gees daag op in 'n storm. Wie wat sê amazingste van alles? Dis my teken. Wie wat sê amazingste van alles? Hy kry alles meer terug as wat hy gehad het. Hoekom? Want die Gees van God het opgedaag.
So as 'n kerk nie preek oor die Heilige Gees, of praat oor die werke van die Heilige Gees nie, hardloop. Hoor wat ek sê, hardloop. Want as die Gees van God nie welkom is daar nie, wil ek ook nie daar wees nie. Alles kom deur geloof. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem. En hulle sal iets dodeliks drink en geen kwaad aan gedoen word nie. Op siekes sal die hande lê en hulle sal gesond word. Ek dink is iets amazings om aan te dink. Maar dit is net vir hulle wat glo. Pastoor, kan ek hemel toe gaan as ek net die inwonende Heilige Gees het? Ja. Maar jy is 'n kragtelose Christen. Dis hoekom daai woordjie daar bekragtig staan. If you can experience the power of God, you'll never let go. Hoekom moet ek met die Gees van God vervul wees? Want dan kan ons direk met God praat op sy vlak. Dit oorwin ons swakhede wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Dit leer ons en bou ons geloof op. Dit gee ons 'n metode om hom te aanbid. Maak verborgenhede van God in ons bekend. Dit gee ons rus en dit bring verfrissing in ons gebeente. Ek wil afsluit met 'n skrif, Lukas 11 vers 9. En ek sê vir julle bid, en vir julle sal gegee word. Soek, julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Môre aand gaan ek praat oor hoe die Gees van God met mense gepraat het. En dan sal ek hierdie 8 punte wat ek nou gelees het, môre aand vir julle verduidelik, as dit reg is. Wil jy dit verstaan? Hoekom moet ek hierdie goed verstaan, pastoor? Weet wat, is net makliker om die Gees van God vervul te word. En dan weet ek hoekom. Weet wat is die ergste van ons? Die ouens in die Bybel het nie hierdie teaching gehad nie. Paulus het kom sê, as jy wil met jou Gees, nee, weet as jy nie, kom nie. Lees aan om bid vir hom, daar begin in tale te preek. Eers jare daarna, sit Paulus in die tronk. En hy skryf. Dis hoekom jy gedoop moet word met die Heilige Gees. Dit is die brief van Korinthe, wat hy al hierdie goed verduidelik, geskryf uit die tronk uit. Ek weet nie van jou nie, maar ek is soekend na die Gees van God. Ek is soekend na meer. So môre aand gaan ons daaroor praat, en ek wil vir elkeen van julle sê, kom met 'n verwagting. 'n Vrou wat nie verwag nie, kan nie 'n babatjie hê nie. Stem julle saam? As jy nie kom met 'n verwagting nie, kan God jou nie iets gee nie. So maklik soos dit. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir die Gees. Dankie dat ons vanavond weet, Here, u goedheid, u genade en die krag is ons sterkte. Here, so dankie vir die Heilige Gees, wat nou al reeds in mense se harte begin werk. En in mense se harte begin dinge losmaak. En Here, ek wil vanavond bid en vra, maak ons los van ons sonde. Maak ons los van ons ongeregtighede. Maak ons los van ons dubbelhartigheid. Ons glo, u gaan ons die belofte gee
ons beloof het, U gaan gee. Ons sal U loof, ons sal U prys, ons sal U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan Hom kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen. Moet asseblief nie weghardloop nie, want dit